vallei van donker skaduwee of doodskaduwee is net 'n deurgang. Ons fokus vanaand nog een keer op die vallei of die kloof met donker skaduwees. Toesies het in sy vertaling en beruiming van Psalm 23 vers 4 die vallei van donker skaduwees na sy uiterste betekenis geneem deur dit met die dal van doodskaduwee te vertaal. Daar is ook ander vertalings wat dit doen. Ek het reeds daarop gewys dat Job dieselfde uitdrukking inderdaad op die dood van toepassing maak in Job 10 vers 21. Hy skryf voordat ek weggaan na die stuk donker land toe en nooit terugkeer nie, na die land van die donker nag met sy diepe duisternis, waar niks georden is nie, waar die lig self donker is. Hy gee lig in donker dieptes. Hy maak donker plekke lig. Die dood bly die laaste vyand. Die skaduwee van die dood val immers oor elke faset van ons lewe. Ons erken selfs in die doopsformulier dat die lewe niks anders as 'n gestadigde dood is nie. Siektes en kwale van die ouderdom is tekens van die fisiese dood. Onvermoë om die sonde te ontkom, die gebrek aan wysheid en stikkende verhoudinge is vergestalting van die geestelike doodsheid van ons menswees. Almal, ook gelowiges, gaan deur die dal waar die donker skaduwees inderdaad doodskaduwees is. Maar selfs hierin is daar vir die gelowige hoop en troost te vind vanuit die Psalm. Ek hoef nie die donker dal van doodskaduwee te vrees nie, want die Here is by my, sy stok en staf vertroos my. Onthou hiermee saam dat die vallei van donker skaduwees slegs 'n deurgang is. Dis nooit die eindpunt van die pad van die herder met sy skape nie. Hy moet daardeur gaan om by die groen weivelde te kom. Die pad wat die Here met ons loop, ook deur die vallei van donker skaduwees en selfs die dood, stigtigend, louterend, dit leer ons, maar dit loop altyd uit op sy redding. En omdat dit so is, daarom het Jesus na die aarde toe gekom. Hy het gekom in ons plek, om die dal van doodskaduwee deur te gaan, sodat die dood vir die gelowiges nie 'n eindpunt is nie, maar 'n deurgang na die heerlike lewe. Jesus Christus het die laaste vyand, die dood, uit die weg kom ry. Hy het die pad van die doodskaduwee voor ons uitgeloop. Hy het nie om die donker dieptes nie, maar daardeur gegaan, in ons plek. Hy het doodsbenoud in Getsemane geroep. Hy het aan die kruis in die duister van Gods verlatenheid, met angs en vrees vir ons hierdie pad geloop. En toe het hy deur die dood gegaan. Hy het opgestaan uit die dood. Die dood kon hom nie vashou nie. Die klip is weggerol, die graf was leeg. En in hom geld die versekering wat hy aan Martha by die dood van Lazarus gegee het. Johannes 11 vers 21. Martha sê toe vir Jesus: Here, as U hier was, sou my broer nie gesterwe het nie, maar selfs nou weet ek dat God U alles sal gee wat U van hom vra. Jesus sê toe vir haar: jou broer sal uit die dood opstaan. Maar Martha sê vir hom: ek weet hy sal op die opstanding, op die laaste dag uit die dood opstaan. Toe sê Jesus vir haar: ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Al wat nou vir die gelowige oorbly, is die skadu van die dood. Jesus het die angel uit die dood kom trek, die vrees van die dood vir die gelowige weggeneem. Ek sluit af met 'n staaltjie van 'n pa wat sy kinders by die dood van hulle moeder moes troos. Hy het nie woorde gehad nie, totdat hy 'n groot vragmotor verby sien ry het, en op die ingewing van die oomblik
aan Psalm 23 se doodskaduwees gedink het. My kinders, wil julle eerder deur daardie groot vragmotor of deur die skaduwee van daardie vragmotor getref word? So het julle gelowige moeder in Christus slegs deur die donker skaduwee van die dood gegaan. Sy lewe, sy het heen gegaan, sy lewe, al het sy ook gesterf. Die Here, die herder, nee, my Here is by my, selfs al moet ek deur die dal van donker skaduwee gaan, selfs al moet ek deur die dal van doodskaduwee gaan. Goeiedag.